Dr. Eugene Kemp. Dr. Eugene Kemp, ons drink. In my stilte tyd is ek besig met 'n studie van die boek Hebreërs. Baie besonderse boek in die Nuwe Testament, soms bietjie moeilik, maar 'n boek wat eintlik op die volmaakte offer van Jesus Christus fokus. Maar so lees ek hierdie gedeelte in Hebreërs 6 vers 19 waar dit sê: ons het hierdie hoop as 'n veilige en stewige anker van die siel, wat tot aan die binnekant van die voorhangsel ingaan. En so het my gedagtes net rondom die hele konsep van anker en geankerd wees, het ek dit begin bedink, in hierdie stormagtige tye waar ons leef, polities, ekonomies en die wêreld, is dit dalk goed om 'n bietjie te dink, waar lê my anker? En die interessante van ankers is dat as hy gesak is, dan sien 'n mens hom nie. En dit het my laat dink aan, miskien moet ons weer bietjie ons ankers optrek en gaan kyk, maar waar lê ons anker werklik? Baie keer lê daai anker dalk in iets soos geld, sukses en mense, en dan is dit eintlik 'n baie riskante anker, wat nie noodwendig as die storm werklik hewig raak, vir my iets gaan beteken nie. En 'n mens moet eerstens weet dat ankers simboliseer of impliseer storms, en storms is deel van ons lewe, ons kan daarvan nie wegkom nie. Al baie keer het ek as jong Christen gedink dat as ek die Here voluit dien, gaan storms baie minder en minder in my lewe word en heeltemal verdwyn. Soms voel dit of dit net geïntensifeer het. Maar as 'n mens dink aan 'n anker, ek dink nogal aan baie keer, ek weet nie van jou nie, maar ek staan nie elke oggend met 'n lied in my hart op nie. En baie keer beleef mense stormagtige nag en 'n wankelrige opstaan, soos wat ek dit noem. Maar as ek dan stil word en anker gooi, beleef ek iets van hierdie voorreg om in God se teenwoordigheid agter die voorhangsel wat Hebreërs van skryf in te gaan. En in daai stilte tyd is dit asof my siel tot rus kom en ek beleef werklik dat dit is soos 'n anker wat 'n mens vind. En dis nou nie maar net om hierdie krik te hê nie, maar ons is gemaak om met hoop te leef. Daar is niks so erg as ons hoop verloor nie. En hierdie hoop is gesetel in iemand buite onsself, in Jesus Christus, wat vir ons dit moontlik gemaak het, deur die voorhangsel te laat skeur, sodat ons in God se teenwoordigheid kan kom. En dis 'n hoop waaraan ek elke dag vashou, en wat elke dag vir my weer die moed gee om aan te gaan, en om in 'n stormagtige see nie net anker te gooi nie, maar ook hoop te bring vir ander wat hierdie storms beleef. Jy kan hierdie gedeelte weer gaan lees, my Facebook bladsy, Eugene Kemp en Shrink, kan vir my skryf, eugenekemp@me.com.